Goeiedag liewe broer en suster en welkom by vandag se huisfiks. Ek het gedink, aangesien ons nou môre die 14de Mei Hemelvaart vier, wil ek bietjie saam met jou dink oor wat Hemelvaart vir jou beteken. Nou, Hemelvaart is die dag wat ons onthou as die dag wat Jesus opgevaar het na die hemel toe, nie as iemand wat hierdie wêreld verlaat het nie, maar as 'n koning wat sy plek op die troon inneem, as die koning van die heelal en ook sy teenwoordigheid op 'n ander manier in ons lewe vestig deur sy gees. As ons dalk vir 'n oomblik bietjie eerlik is met ons self, dan mag dit dalk vir ons voel dat Hemelvaart vir ons ver van ons werklikheid af kan voel. Amper soos iets wat moeilik inpas in die gewone lewe van elke dag. Want ons dae voel eerder gevul met sperdatums en werkstres, finansiële druk, moegheid wat ons beleef, bekommernisse en die gejaag van die wêreld wat ons elke dag beleef, wat net vinniger en vinniger word. En dit voel dalk soms vir jou dat ons in hierdie tyd ook minder mens kan wees. Jy leef net eintlik van dag tot dag. Ons leef eintlik in 'n wêreld wat drasties besig is om te verander. As 'n mens maar net kyk na 'n kunsmatige intelligensie wat soveel vermoëns het, wat die intelligensie het om vandag dinge te kan skryf, kunswerke te kan genereer, musiek kan maak en selfs ook gesprekke kan voer met mense. Tegnologie in ons lewe is onvermydelik, maar dit raak net slimmer en vinniger en meer doeltreffend. Dit is eintlik veronderstel om 'n hulpmiddel te wees wat ons help, wat ons as mense die vermoë gee om meer te kan vermag. Maar die ironie van die saak is dat ons in hierdie tyd, of ten minste baie mense, voel in hierdie tyd minder mens as gevolg van die tegnologie. Mense voel uitgeput, hulle voel vervangbaar, ander mense voel dalk hulle vermoëns is onsigbaar omdat dit so maklik deur tegnologie behartig kan word. Asof jou waarde net lê in hoeveel jy kan bereik, kan produseer en kan regkry. Ons wêreld verval eintlik in 'n wêreld van algoritmes. Wat werk die vinnigste? Wat trek die meeste aandag? Wat is die mees doeltreffendste? En as ons nie kan byhou nie, dan begin ons wonder of ons nog genoeg is. Dit is juis hier waar Hemelvaart vir ons die verrassende boodskap van troos wil bring. Want die Bybel vertel vir ons dat Jesus, nadat hy uit die doodheid opgestaan het en opgevaar het na die hemel toe, het hy opgevaar na die hemel toe as 'n mens. Hy het nie sy menslikheid hier agtergelaat, net sy gees wat opgevaar het hemel toe nie. Die opgestaande Christus bly steeds die een wat saam met mense geëet het, die een wat gehuil het by Lazarus se graf, wat moeg geword het by 'n put in Samaria, die een wat vriende gehad het, wat pyn geken het en hartseer verstaan het. Selfs na sy opstanding dra Jesus die menslike merke van die kruis aan sy lyf. Dit beteken dat die troon van die heelal nie gevul word deur iemand wat ver van ons menslikheid af is nie, maar iemand wat dit eintlik volkome ken. Daarom sê die Hebreërskrywer vir ons hier in Hebreërs 4 van vers 14 af oor Jesus, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemel gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons swakhede het nie, maar een wat soos ons in alle opsigte versoek is en dit sonder dat hy gesondig het. Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang op die regte tyd en op die regte tyd gehelp word. Die een wat regeer weet wat dit beteken om 'n mens te wees.
En dalk is dit presies wat ons nodig het om te hoor in hierdie tyd. Want baie mense begin vandag leef asof menswees eintlik 'n probleem is, wat opgelos moet word. Dis hoekom ons probeer om vinniger te wees, om meer produktief te wees, meer perfek te wees in dit wat ons kan doen. En ons voel skuldig wanneer ons dan moeg raak en ons voel skaam oor dit waarin ons swak is en ons dink ons moet konstant bewys dat ons waarde het. Maar Hemelvaart vertel vir ons daarom die ander storie. Dit sê God beweeg nie weg van ons menswees af nie. Hy eer dit. Toe Jesus opgevaar het hemel toe, neem hy ons menslikheid saam met hom in die teenwoordigheid van God in. Dit beteken dat jou waarde nie eerstens lê in die dinge wat jy kan vermag nie, maar in die feit dat jy in Jesus Christus plek het in die koninkryk van God, dat jy geskape is deur God en dat Christus jou liefhet. Jy dra waarde omdat die Here vir jou as mens gemaak het. En dit verander hoe ons dan ook na ander mense kyk. Want as Christus die waarde in ander mense raak sien, dan kan ons nie koud of haastig of onverskillig leef teenoor ander mense nie. Ons geloof word sigbaar in die manier hoe ons teenoor ander mense optree, in hoe ons met mense praat, hoe ons luister, hoe ons geduldig is met mekaar se swakhede, hoe ons vergewe en ook hoe ons swaar kry in ons lewe raak sien. Geloof is nie 'n ding wat net in 'n kerkgebou op 'n Sondag gebeur nie. Dit leef in die gewone ritme van elke dag. Daarom sê Jesus ook vir sy disippels net voordat hy opvaar hemel toe, hier in Matteus 28, waar hy sê dat aan my is al die mag in die hemel en op die aarde gegee. En onthou net hierdie een ding. Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Die een met alle mag kies om naby aan mense te bly. Hemelvaart herinner ons daaraan dat Jesus nie verdwyn het nie. Dit herinner ons juis daaraan dat hy teenwoordig is in ons lewe as die heerser van ons lewe en die heerser van die heelal. Hy is steeds teenwoordig in hierdie wêreld, net nou as die koning van die heelal. So wanneer jy in hierdie week begin moeg raak of oorweldig voel deur alles wat met jou gebeur, of wonder dat jy dalk genoeg is, onthou dit net dat jou lewe waarde dra en ander mense se lewens ook waarde dra, want in Jesus Christus het God gewys dat dat mens wees vir hom kosbaar is. Mooi dag vir jou.